Dankie Here, dat ons weet die prys wat U betaal het. Ons is los en vrygemaak deur die bloed van die lam. En ons eer die Here in Jesus naam. Amen. 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 In my hands no price I bring, simply to the cross I cling. Charles Spurgeon, een van sy, weet jy wat julle al van Charles Spurgeon se boeke gelees het nie? Julle mis baie. Ek is opgewonde vanoggend, want nou gaan ons vanoggend 'n bietjie gesels oor 3 verskillende goed, maar ek wil nie met julle Bybels vir my oopmaak, want ons gaan reeds in die Bybel indelf. Maar ek wil eers kom, soos wat ek altyd kom met 'n inleiding, en dan gaan ons oor 3 verskillende punte gaan gesels. Maar die 3 punte raak 1. Vandag se kerk, soos ek altyd sê, word meer gebou op die wêreldse kultuur as wat dit gebou word vandag op die woord. Ons moderne kerk. En wat gebeur is, ons verruil die woord van God vir 'n gevoel in ons hart. En wat ons sê is, en wat ons dan doen is, ek voel God sê vir my. En ons laat dan toe dat die mensgemaakte idees en die mensgemaakte kulture binne in die samekoms van die gelowiges inkom. Ons laat toe dat dit inkruip agter die preekstoel. En ons laat toe dat dit inkruip binne in ons huise. Ek voel die Here sê vir my. Daar is geen vaste fondasie meer vandag binne in die woord van God nie. Nou alles word nou toegeskryf aan, as jy net die naam gebruik Christendom, is dit oké. Of as jy net 'n stickervlak teen iets wat sê dit is Christendom, kan ons dit doen in die kerk, dan is dit oké. En alles word gedoen in die naam van dit. Kerk, as dit nie in die Bybel staan nie, hoor mooi wat ons sê. As dit nie in die Bybel staan nie, kom dit nie van God af nie. Dit kom nie van hom af. Dan behoort dit nie in die samekoms van gelowiges nie. Dit behoort nie in ons aanbidding wanneer ons begin aanbid nie. Dit hoort ook nie in ons huise nie. En dit hoort verseker nie in ons lewens nie. Ons moet dit noem vanoggend wat dit werklik is. En dis hoekom ek hierdie 3 punte uitbring. Want vanoggend gaan ons dit noem wat dit is. En wat is dit? Dis mensgemaakte fabels, emosies, gevoelens en 'n bose begeertes wat na vore kom. En daar word goed gepreek en goed gesê. En as ons kyk in die Bybel, vind ons dit nêrens in die Bybel nie. Maar tog word dit vorentoe gebring en gepreek soof as dit die waarheid is. En die rede hoekom ek kom met hierdie tipe inleiding vanoggend is John gaan vanoggend gedoop word en ons het laasweek op Saterdag het ons 'n tipe van 'n gou ek sal nie sê 'n doopklas gehad nie, maar ons het 'n doopsessie gehad wat ons sit en gesels het. En ons het oor 'n hele paar goed gepraat. En die klomp pastore wat hier was van Natala wat ons opleiding gegee het ek dieselfde goed met hulle bespreek en dit was vir my baie interessant geweest dat ons gesels het oor sekere goed plus dis goed wat hulle mee sukkel binnekant die sendingveld. En die eerste punt wat ek wil maak vanoggend
Daar bestaan nie 'n ding soos 'n rympie. Sê die rympie agter my aan. En nou is jy gered. Dit bestaan nie in die Bybel nie, dit was nog nooit in die Bybel nie. En ons het dit so oor 100 jaar terug het dit ingekom. En nou preek hulle dit soos dit die waarheid is. Dis presies dieselfde ding. En ek weet ek gaan 'n paar oproepe kry hierdie week. Maar is presies dieselfde ding wat die Rooms-Katolieke doen. Hulle gaan in die hokkie in en hulle bely nou hulle sondes teenoor die priester en die priester sê vir hulle jy's nou vergewe. Wat ons doen vandag in die grammatiese in hierdie Pinksterkerke, ons sê bid hierdie versie agter my aan en nou is jy gered. Wie gee jou die reg om te sê hy's dan gered? En waar staan daai versie in die Bybel? Want dit is verseker in die Romeine hoofstuk 10 vers 9 en vers 10. Want as jy daai gedeelte gebruik, dan gaan hulle moet terug gaan universiteit om te gaan swat weer. Want dis nie wat die vers sê. Dis nie wat die vers sê. En dis 'n ding wat ingekruip het vandag. En die rede hoekom ek so ernstig is daaroor, want die ware kerk wat buite is, sit by die aftermath van die mense in die kerk wat seer gekry het. Wat 'n worsteling het van, is ek nou gered, is ek nou nie gered nie. Het ek nie die versie, en 'n paar jaar later kom hierdie persoon werklik waar op bekering. En dan het hy hierdie diep binnekantste vrae wat hulle het. En nou kan hy kerk dit nie verantwoord nie. En dis ernstig, dis lewe en dood. Ons speel nie kerk nie, ons is kerk. Dis 'n groot verskil. Dis 'n baie groot verskil. So nêrens in die Bybel sê, daar sê die rympie agter my aan. Eerste plek. Nêrens het Jesus of die apostels dit gebruik en gesê, sê die rympie agter my aan en dan is jy nou gered. Nee, Jesus of die apostels het dit gedoen. Maar hoekom doen ons dit vandag in die kerk soos dit die waarheid is? Sê ek, daar was nog nooit mense wat werklik op bekering gekom wanneer dit gebeur het nie? Ja, daar seker. Een of twee wat werklik waar berou gehad het en uit vorentoe gegaan en hy 'n gebed gebid en op bekering gekom? Ja. Wat ek van praat, ons preek die goed soos dit die waarheid is. En dis die standaard wat ons vorentoe bring. Sê dit net agter my aan, 30 mense het op bekering gekom. Vandag. En dan gaan hy terug na sy stoel toe, net soos wat hy vorentoe gekom het. Geen verandering nie. Sy lewe wat hy lewe deur die week, het nie verander nie. Hy gaan nog steeds saam met sy 'n vroumens huis toe met wie hy nie getroud is nie. Hy lewe nog steeds sy lewe deur die week. Wat hy nog steeds, hy het nie gebreek met sonde nie. Hy het nie weggedraai van sonde nie. Hy het nie gekruisig nie. Hy het nie berou daaroor nie. Dis net 'n rympie. En tog sien ons hierdie in die sendingvelde, ons sien dit in die evangelie, selfs waar hulle hierdie uitreike doen, ons sien dit in mannekampe, ons sien dit in jeugkampe, en hulle leer dit en hulle pas dit toe, soos dit die waarheid is. John, ons het laasweek en Saterdag hieroor gesels. Ons het 'n paar goed uitgewys. En ons het oor 'n paar goed gepraat van, okay, maar as ek nou jare terug dit gedoen het, hoekom voel ek dan nou anders? En soveel mense het dan seer gekry as gevolg van hierdie rympies wat opgesê word. En wanneer hy of sy werklik waar op bekering kom, soos ek sê, dan sit die ware kerk met die aftermath daarvan. Hulle het nooit gehoor wat ware, opregte bekering en belydenis van sonde is nie. Hulle het nie. Dit is 'n vinnige 20 minute boodskap wat gestuur is en gesê, kom vorentoe. Daar was nooit 'n ware verduideliking van wegdraai van sonde, opregte berou en vertrou wat die werk wat Jesus Christus gedoen het deur sy opstanding nie. Mense word geleer
as jy net die regte woorde gebruik, sê, en die regte musiek in die agtergrond speel, dan, as jy dan hierdie rympie opsê, dan is jy gered. En dan klap ons hande nog na die tyd. Hy is gered. Redding is 'n soewereine werk van God. 'n Soewereine werk van God. Want dit is 'n werk wat God doen, wat 'n dooie siel vat in sonde, en Jesus Christus maak hom lewendig. En nou gaan ons na ons vers toe. Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1. En ek hoef nie eens hierdie te verduidelik nie, want hierdie is so eenvoudig wat apostel Paulus het vir ons sê. Dit is wat ons lees, dit is wat die skrif sê. Ons hoef nie eens iets by te sit nie. Hoor wat sê hy? Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1. Ek lees uit die 33 vertaling. En julle, met wie praat hy nou? Die wat in die kerk sit. Hy sê en julle. Het hy, Jesus, lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sonde. Is julle lewend gemaak. Hoor jy, John? Waarin julle tevore gewandel het, volgens, past tense, gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die magte van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, past tense, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees van die sonde gedoen het. Die woord het. En ons was van natuur kinders van die toorn, net so ook die ander. Baie belangrik. Hoor nou wat sê hy? Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, luister nou, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gewat? Gered. Is julle gered. En hierdie is gedeelte wat ons lees, is met opregte hart. Ja, yes, daar is 'n emosie wat wel plaasvind by bekering. Maar dit is sekondêr, nie primêr. Isak, ons het gesels daaroor in die week. Dis nie primêr. En daar is verseker die eie wil. Maar hoe werk die eie wil? Die eie wil werk waar ek myself sien, ek is dood in sonde. Nou kom jy en jy maak 'n roep na God, 'n besluit, ek gaan hom volg. Want jy sien waar jy is in sonde. Hierdie Bybel praat in Lukas hoofstuk 15, praat die Bybel van inkeer. Die ander vertaling sê, ek het tot my sinne gekom. Dis bekering, waarna hy verwys. En nou roep jy met jou mond en jy bely met jou mond dat Jesus Christus is die Here. Jesus is die Here. En jy glo met jou hart. Jy glo met jou hart dat hy is opgewek. So jy word gered uit genade deur geloof. Julle gaan nou sien wanneer ons na die doop toe kom, hoekom ek hiermee begin. Want daar's 'n groot misverstand vandag in die doop. Verskriklike groot misverstand. En hierdie is nie 'n rympie nie. God regeer
wat deur geloof kom. Sy woord. Dis sy woord. God regeer op sy woord, wat deur geloof kom. Glo julle my? Ok, kom ons lees. Hoofstuk 1, Efesiërs, hoofstuk 1, vers 13. Hoor nou hierdie kragtige woorde wat apostel Paulus hier gebruik. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid van die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseeld is met die Heilige Gees van die belofte. So wat het hier gebeur? Hulle het die volle evangelie gehoor. Hulle het geweet wie Jesus Christus is. Hulle het geweet dat hy's gebore, hy's gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hulle het die hele volle evangelie gehoor. Daarna het hulle dit geglo. Dan het hulle dit geglo. En hulle is lewend gemaak deur die geloof. Kyk. Nou, met dit in die agtergrond, nou gaan ons na Romeine hoofstuk 10 toe. Maar ons moet hierdie gedeelte in die agtergrond hou wanneer ons Romeine hoofstuk 10 lees. Gaan nou vir my nou na Romeine hoofstuk 10, wat almal gebruik as die sogenaamde, sê dit agter my aan en dan is jy gered. Nou gaan ons dit anders te insien. En ek gaan dit vir jou so verduidelik, dat 'n laerskoolseentjie van graad 1 dit gaan kan verstaan. So eenvoudig is dit eintlik. Dis regtig so eenvoudig. Hoor nou wat sê Romeine hoofstuk 10 van vers 8, 9 en 10. Maar, wat sê dit? Naby jou is die woord, die evangelie. Naby jou. Okay? En in jou mond en in jou hart, so naby is dit aan jou. Want jy het dit gehoor, en nou glo jy dit. Nou het jy dit glo, nou gaan dit uit jou mond uitkom. En dis hoekom hy dan gaan na vers 9 en vers 9 en vers 10 toe, waar hy sê, as jy dan bely. Okay, so jy moet 8 verstaan voor ons na 9 en 10 toe gaan. In jou hart. Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig het. So dit is so naby in jou toe ons het verkondig het, dis in jou mond en dis in jou hart. Dan kom hy, dan sê hy, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God het hom uit die dode opgewek, sal jy gered word. Maar luister wat sê hy, nee? Die eerste ding wat hy sê in vers 9, met jou mond bely. Die tweede ding wat hy doen in vers 9, as jy met jou hart glo. Reg, sien jy daai volgorde? Maar vers 10 draai hy volgorde om. Kyk nou wat sê in vers 10. Want met jou hart glo jy tot wat? Tot geregtigheid. Dan kom hy en dan sê hy, en met jou mond bely jy tot redding. Omdat jy die ware evangelie werklik waar gehoor het, is jou hart besny. En omdat jou hart besny is, het jy jouself gesien in die sonde, en jy het ooreengestem dat hierdie woord is die waarheid. En dan kom jy, en jy roep uit na God, met die mond bely jy. Jou sondes, nie rein nie. Opregte berou. Dan sê hy hierso, tot redding. Ok, nou, met ander woorde, Romeine 10 is nie die rympe nie, dit is 'n veranderde hart wat die waarheid glo, en dan onder die heerskappy van die Here Jesus Christus kom. Het julle dit? Kyk, bely beteken, die Griekse woord, ek hoop nou nie ek butcher dit nie, maar die Griekse woord vir bely beteken homologie, wat letterlik eintlik net beteken, ek stem ooreen met die waarheid. Ek het die waarheid gehoor, dit het my hart besny, ek stem ooreen met dit. Ok? Dan, die Griekse woord vir glo beteken pisteo, wat letterlik beteken ek vertrou
en ek gehoorsaam hom. Dit wat ek gehoor het, die waarheid wat ek gehoor het, ek stem ooreen met dit, ek vertrou die werk wat hy gedoen het, en nou gaan ek sy woord gehoorsaam. Dis wat Romeine hoofstuk 10, vers 9 en 10 beteken. So simpel soos dit. Ek stem ooreen met die evangelie, hy is Christus, en nou kom ek, en my volgende stap is, waar het ek dit geskryf? Ek vertrou hom, en nou gaan ek hom gehoorsaam. Ek gaan nou uitleef wat ek gehoor het. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n ongehoorsame geloof nie. Jy kan nie sê, ek is wedergebore, maar ek lewe nog steeds of ek lewe nie. Want daar staan nie, daar kan nie ongehoorsaamheid saam met geloof gaan nie. Dit kan nie, is onmoontlik. Dis 'n oksimoron. As jy glo, moet jy gehoorsaam. Ja, John, is het gepraat daaroor? So met ander woorde, ek regeer nou op 'n heilige God. Die werk wat hy gedoen het, regeer ek nou op. En die gevaarlikste ding van hierdie rympie wat gesê is, daar is geen regte ware roep van bekering van sonde en bely en wegdraai daarvan af nie. Twee weke terug het 'n persoon my gevloek dat die see my nie kan skoon was nie. Vra my vrou. Sy het die hele gesprek geluister. Dat die see my nie kan skoon was nie. Omdat ons gepraat het oor die doop. Want hulle is goed geleer wat heeltemal onskriftuurlik is. En dan is hulle die mekaar en dan het hulle die vraag. Nou wat nou? En hoe meer jy die persoon verduidelik uit die skrif uit, hoe meer hoor hulle wat hulle wil hoor. En nie wat die woord sê. Totdat hulle begin vloek oor die foon. Die Bybel sê, gaan vir my na Lukas, né? Gaan vir my na Lukas 13 vers 3 toe. En dan Handelinge, hoofstuk 2, vers 37 en 38. Ek gaan net daai twee vir julle gee. Die ander kan julle neerskryf. Julle kan hierdie neerskryf as julle wil. Handelinge 3 vers 19. 2 Korintiërs 7 vers 10. Markus 1 vers 15. 2 Petrus 3 vers 9. Al hierdie skrifte praat oor wat ons nou gaan praat. OK? Lukas 13 vers 3. Lees gou vir my. Nee, ek sê vir julle, maar as julle jou nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Hoor wat sê hy? As jy nie bekeer nie, gaan jy omkom. As jy nie gered nie. Dis gaan vir my daai ene van Handelinge. Hier is die Handelinge kerk. Die eerste preek wat gepreek is deur apostel Petrus. Hoor wat sê hy vir hulle? Handelinge 2 vers 37 en 38. Ja. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: "Broers, wat moet ons doen?" Petrus antwoord hulle: "Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die naam van Christus doop sodat die sondes vergewe kan word en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang." Hy het nie gesê, "Oké, julle 3000 mense, weet jy wat? Kom net vorentoe, kom sê die rympie agter my aan nie." Sien wat hy gedoen het nie. Hy sê julle almal moet bekeer. Julle almal. En dan is daar volgorde wat daarna volg, wat ons nog verder gaan oorgesels. En hierdie is 'n waarskuwing, nie 'n rympie nie. Hierdie is 'n waarskuwing vir die kerk. Ons moet onsself oorgee vir Christus. Ons draai weg van sonde en ons kom onder die gehoorsaamheid en die heerskappy van die koningskap van die Here Jesus Christus. Dis 'n lewe en dood vir ons. Dis lewe en dood.
Alles gaan oor God. Dit is waar ons 'n besluit maak om weg te draai van sonde. En te draai, luister nou mooi wat ek sê, en te draai na God toe en hom gehoorsaam. Dis verskriklik belangrik. Ons bely nie net nie, ons sonde nie. Ons moet hom dan daarna begin gehoorsaam. Hier is verskriklik belangrik. Ons het geen reg om die woord te verdraai wat Jesus Christus voorgesterf het nie. Ons het geen reg nie. Ons het geen reg om bekering te herontwerp wat God se standaard vir ons gegee is. Ons kan nie bekering op ons eie manier doen of herontwerp omdat ons dink dit moet nou so wees. Dis die eerste punt. Tweede punt. Een van die gevaarlikste goed wat ek vandag sien in die kerk, wat gebeur. Ons word gelei deur ons gevoelens en emosies. Maar ons verkoop dit vandag in die kerk, dis die Heilige Gees wat my lei. Maar is eintlik emosies. Mense sal goed sê soos die volgende. Mense sal sê, ek voel die Here sê vir my. Of, ek het vrede in my hart hieroor. En omdat ek vrede in my hart het, moet dit God wees. Ons vergelyk God se woord met 'n gevoel in ons gemoed. Hoe ons voel die dag. Nêrens in die Bybel sê dit, jy moet jou gemoed volg, want dit is die bewys van die Heilige Gees wat jou lei. Nêrens. En dit is baie gevaarlik om dit te doen, kerk. Baie gevaarlik. En die Heilige Gees is nie 'n gevoel nie. Primêr. Die Heilige Gees is nie hoendervleis nie. Dit voel vir my partykeer, of as iemand regtig, dit voel regtig so, of as iemand 'n mes in my hart indruk, as hulle vir my sê, joh, sien jy die hoendervleis wat ek nou net gekry het? Weet jy wanneer kry ek hoendervleis? Wanneer ek vis gevang het en ek het 'n lekker, en ek lief vis vang. As ek 'n vis gevang het en ek trek hom by, dan kry ek hoendervleis. Nie wat ons by die evangelie besig is nie. Moenie die Heilige Gees vergelyk met hoendervleis nie. Hy's God, hy's soewerein, hy's heilig. Die Heilige Gees lei ons in heiligmaking in, nie in hoendervleis nie. Hoe durf ons die Heilige Gees vergelyk met hoendervleis? Hoe durf ons? Maar tog word dit gedoen vandag in die kerk. En dit word gepreek as normaal. Dis oké. Ek kry hoendervleis as ek 'n cowboy liedjie luister. Ek love cowboy songs. Vra my vrou. My skoonpa het altyd vir my cowboy series gekoop vir my verjaarsdag. Ek hou van cowboy, want dit vertel 'n storie. Dan kry ek hoendervleis. Dis sê ons besef nie wat ons sê nie. Die Heilige Gees vat van die Vader, die Heilige Gees vat van die Seun, en die Heilige Gees maak dit bekend by my en jou. Die Heilige Gees gaan nie iets doen teenstrydig met die Vader en die Seun. Hy praat altyd reguit, hy praat altyd die waarheid, en hy is altyd presies. Want hy is God, die Heilige Gees. Hulle is een. Hy sal nooit uit sy eie uitpraat, of iets uit sy eie doen nie. Nooit nie. En wanneer die Heilige Gees ons lei die Heilige Gees ons in gehoorsaamheid.
in sy woord. Nie in 'n gevoel nie. Die Heilige Gees lei ons na God en nie weg van God af nie. En die probleem is ons ken nie die woord van die Here nie. Nou wat ons doen, ons maak dan staat op ons gevoelens, omdat ons die woord nie ken nie. Want dan vat ons gevoelens as die standaard, as die fondasie. Ons sê goed, byvoorbeeld, ons sê goed soos hierdie. Ons sê goed deur die Heilige Gees, maar in werklikheid is dit eintlik ons gevoelens wat ons gelei het deur ons eie begeertes. Maar die Heilige Gees lei ons in heiligmaking. Mense sal sê, luister nou hierna. Ek voel die Here lei my. En dis in my en my vrou se familie het dit gebeur. Jare terug. Ek voel die Here lei my, ek moet my vrou skei. Want my vrou hou my terug in bediening en ek wil in die bediening gaan, my vrou hou my terug. So ek voel die Here sê vir my ek moet my vrou skei. Daar's my vrou. Het gebeur. Of ek voel die Here sê vir my ek moet my werk bedank. Of God sê vir my, ek mag hierdie koop. Ek het vrede in my hart as ek hierdie ding koop. So ek wil dit graag koop. Ek dink die Here sê vir my, ek kan dit maar doen. Of, die Heilige Gees sê vir my, ek moet myself vergewe. Het julle dit al gehoor? Die Here sê vir my, ek moet myself vergewe. Ok, hoekom vergewe jy nie die 5 ander wat jy eers moet gaan vergewe nie? Hoekom haat jy hulle nog? Hoekom skinder van julle? Hoekom skinder jy nog van hulle? Hoekom gemaak jy nie reg met die ander 5 in jou huis nie? Of met jou vriende, of jou familie, of jou broer nie? So die Heilige Gees gaan net vir jou sê, vergewe net jouself en dan is alles oké, maar die res van die sondes in jou gaan hy los. Of, ek sit met 5 ouens wie ek nie wil vergewe nie. Ek bel die een, ek sê van Mauricio, jy moet my kom sien. Ek gaan sien hom. En dan gaan sien jy die persoon. Maar die ander 4 ouens het nog steeds 'n wrok in sy hart. So dis snaaks dat die Heilige Gees sê, maar net die een, maar nie die ander nie. Dis gevoelens, dit is nie die Heilige Gees nie. Ons word gedryf deur gevoelens, emosies. Die Heilige Gees gaan nie vir jou halwe waarheid gee nie. Of, wat ons doen, is, ek voel die Here sê vir my, ek moet vir jou hierdie geld gee. Maar is snaaks, die Heilige Gees sê nie vir jou, jy moet jou 20 jaar skelm verhouding wat jy met 'n ander vrou breek. Of, die skelm verhouding wat jy nou mee sit nie. Nog steeds. Jy het die 20-jarige skelm verhouding gebreek, maar nou sit jy vandag weer met 'n ander een. Snaaks die Here sê nie dit vir jou. Want ons word gelei deur emosies. En nie deur die Heilige Gees. En ek is baie ernstig hieroor. God sal nooit weerspreek nie. God sal nie sê, doen dit, maar los sonde nie. Hy gaan nie sê, ok, kom ek gee vir jou 'n paar rand, maar hy bly stil oor sonde. Staan julle waant ook nou. En ons gaan nou begin doop se kant toe skuif. Ons gaan nou stadig begin doop se kant toe gaan. Want hierdie albei speel saam met die besluit wat ons maak, ons gaan ons nou sterf tot self. Ons gaan ons lewe neerlê. Want dit is nie die emosionele ding nie. Dis nie van ek gaan nou wag totdat dinge nou reg is en dan gaan ek myself laat doop nie. Dit is 'n bevel van God, dis 'n opdrag. Wie gee ons die reg nie om die opdrag van God uit te voer nie? Wie dink ons is ons dan? Dis 'n opdrag van God.
Nie groot of klein nie. Daar bestaan nie ding soos klein doop en groot doop nie. Dit bestaan nie, dit het nog nooit bestaan nie. Wat wel bestaan is bekeringsdoop. Wanneer jy op bekering kom. En dan gehoorsaam jy die gebod. Onthou jy die eerste waarmee ek begin het? Ons kom dan onder die gehoorsaamheid. En die tweede ene. Dis hoekom ek dit eers wil vasmaak voordat jy nou te beweeg. Maar voordat ons so toe gaan. Gaan van my na Efesiërs. Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs hoofstuk 5. Vers 16. Nou ek wil julle nou wys van hierdie gevoelens. God sê vir my dit, maar dan doen ek iets anders. Okay? En eintlik as ons hierdie gedeelte lees, kan ek die Bybel toemaak, ons kan hom laat doop en ons kan aangaan. Want ek hoef nie as hierdie gedeelte vir jou uit te lê. Want hy sê vir homself wat dit is. So maklik is hierdie skrifgedeelte. Hoor wat sê hy? Galasiërs hoofstuk 5 en vers 16. Hoor wat sê hy? Maar ek sê, dis apostel Paulus nou, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit, wat beteken nooit? Nooit, die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So met ander woorde, as jy nie wandel deur die Gees nie, gaan jy die vleeslike dinge volbring. Maar as jy deur die Gees wandel, gaan jy dit nie doen nie. Ek hoef nie eens dit te verduidelik nie. Reg? Vers 17. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En julle staan teenoor mekaar sodat, luister nou baie belangrik, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Vers 18. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar. Nou wanneer jy in die Gees wandel, okay, kom hierdie werke van die vlees in open. So ek gaan nie vir jou paar rand skiet en stil bly oor my skelm verhouding nie. Want as jy in die Gees wandel en jy sê die Here sê vir my ek moet dit doen, gaan dit wat jy skelm doen, gaan geopenbaar word, jy gaan dit bely, jy gaan breek, jy gaan wegdraai en jy gaan regmaak. Dis wat hy hier sê. Okay? Nou, wat openbaar die vlees? John, hoor wat openbaar die vlees? Oorspel, hoerery, onreinheid, ongehoorsaamheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge, en daar's baie goed wat onder dergelike dinge val. Dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het. So dis die eerste keer wat apostel Paulus dit noem. Hy het al voorheen genoem vir hulle. Die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is, wat? Nou word ons gelei deur die Gees. So wat doen die? Sê ek ons gaan nooit sondig nie? Nee, dis nie wat ek sê nie. Ons almal val kort in die heerlikheid van God. Maar ons gaan regmaak. Dan maak ons reg. En ons gaan alles probeer doen om dit nie weer te doen nie. Okay? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Okay, pas jy selfbeheersing toe, Anton, voordat ek vir iemand sê, die Here sê ek moet vir jou dit. Hoekom moet ek selfbeheersing met my vrou toepas? Hoekom het ek in die week gesukkel om selfbeheersing met my vrou toe te pas? Teenoor sulke dinge is die wet. Die wet nie. Maar, hoor nou wat sê hy? Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogtigte en begeerlikheid gekruisig.
Nou gaan ons doop toe. Onthou nou wat ek hier gelees het. Die begeerlike, die hartstogtige begeerlikheid gekruisig. OK? Asseblief moenie dit vergeet nie. Hou dit in julle gedagtes. So met ander woorde, jou gevoelens en jou emosies kan jy nie vertrou as 'n kompas om jou te lei en dan sê dis die Heilige Gees wat jou lei nie. Jy kan nie. Hoekom nie? Want jou hart is bedrieglik. Sê die Bybel in Spreuke hoofstuk 28 vers 26. Jou hart is bedrieglik. Wie gaan dit vir my lees? Spreuke 28 vers 26. Ian. En hierdie vers wat ons nou gaan lees, okay, is 'n waarskuwing. Hierdie is 'n waarskuwing. Het jong, Ja, Amper. 28 vers 26. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in die wysheid wandel, word gered. Hy wat op sy eie hart vertrou is 'n dwaas. Jou hart is bedrieglik. Jy kan nie sê hoor hierso, die Here sê vir my so maar word eintlik gelei deur my eie hart, deur my eie gevoelens en emosies nie. Nee. Maar die ander ene wat op die waarheid staan, hy sal gered word. Hy sal gered word. En mense verdraai die woord. Hulle sê volg die Gees, maar eintlik wat hy bedoel is, hy sê eintlik vir jou 'n baie mooi woorde en jy kom dit nie eens agter nie. Volg jou hart. Want dis mos jou standaard. Die werk van die Heilige Gees is nie om jou goed te laat voel nie, maar om ons te vorm in die gelykenis van Here Jesus Christus. En as jy dan sê, ek wandel in die Gees, dan wandel jy in die gehoorsaamheid van God. Jy moet die woord gehoorsaam. As jy sê jy word gelei deur die Gees. Want anders word jy nie gelei deur die Gees nie. Ek sien daar kom baie liggies aan. Dit maak sin, hè? Kyk, nou gaan ons doop toe. My grootste probleem wat ek vandag in die kerk oor die doop, en dis hoekom ek met hierdie klomp pastore gesels daaroor, is daar is hierdie lering wat nou uitkom, wat besig is om vlam te vat, wat sê die doop is opsioneel. Die doop is opsioneel. Daar is 'n stryery en 'n bekleierery onder die kerke vandag wat sê nee, jy moet klein doop. Dan is daar ander kerke wat sê nee, jy moet groot doop. Daar is 'n gestryery en 'n bose lering wat uit die kerk uitgaan vandag wat sê jy kan jouself laat doop wanneer jy so voel. As jy reg is, dan kan jy jouself laat doop, hoor? Daar's 'n lering aan buitekant wat sê die doop red. Nee, Jesus, nie die doop. As jy nie gedoop is, gaan jy nie hemel toe nie, want dis die doop wat red. Daar's 'n lering daar buitekant en dis alles vals, kerk. Daar's 'n lering daar buitekant wat al hierdie snaakse goed sê van die doop. Ons, Hartkraai Familiekerk, die doop is 'n bevel van God. Hy het dit ingestel, nie ons. 1. Ons glo daarin. Ons doop nie groot nie en ons doop ook nie klein. Ons doop wedergebore kinders van die Here, wat met die mond bely het en met die hart is besny, en hy het werklik waar op bekering gekom en hy roep uit, ek wil my lewe neerlê, ek weet ek moet gedoop word. Hoekom? Want dit is die Gees van God wat dit nou vir hom openbaar. En dan kom hy sê ek moet gedoop word. Ons doop wedergebores.
of as jy 15 jaar oud is, of as jy 110 jaar oud is, as jy op bekering gekom het, doop ons jou. Wat die Bybel sê. Nie dominasie nie. Dit is nie ek verkies om klein gedoop te word, of ek verkies om groot gedoop te word nie. Die doop is deur God geordineer, ingestel. Dit is 'n onmiddellike, publieke reaksie om gehoorsaamheid te kom onder die evangelie, onder die woord van God. John, ons het hieroor gepraat. So, lees weer vir my Handelinge hoofstuk 2, vers 37 en 38. Isak? Want hoor wat sê hy? Hulle het die evangelie gehoor en hulle was tot die hart besny. En toe die hart besny is en hulle besef wat hulle is in hulle sonde, toe roep hy uit. Wat moet ons doen? Lees gou vir my. Hoor mooi. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, broers, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer en maak reg met God, laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat die sonde vergewe kan word en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. Bekering? Wat volg na bekering? Doop. Nie groot of klein nie. Babatjie kan nie bekering kom nie. Hulle kan nog nie spraak nie. 'n Groot mens kan nie gedoop word nie, want hy moet nog eers op bekering kom. En lees die evangelie hoor en die evangelie glo. Reg? Dis wat hy sê. Okay, julle het nou gevra, bekeer, doop. Wat volg na bekeer? Doop. Daar is nie 'n skeiding van ons kom na Jesus Christus toe en wees gehoorsaam nie. Daar's nie 'n skeiding af van hy. Dis een. Wanneer jy na Christus toe kom, outomaties gaan jy gehoorsaam wees. Dit is een. En dis hoekom ek daai videoklip uitstuur op Bosveld en Vers. Ek het hieroor gepraat. Ek het vir julle gesê, daar bestaan nie 'n ding soos ongehoorsame geloof nie. Dit het nog nooit bestaan. So jy het werklik bekeer, dan kom jy doop. Mense maak doop vandag as 'n verjaarsdagpartytjie. Dis jou birthday, jy word gedoop. Ja, onthou nou hierdie datum, dis jou birthday. Jy moet hierdie, ons gaan dit vier. Die Bybel sê nie jou doop is 'n verjaarsdag nie. Die Bybel sê, die oomblik as jy gedoop word, begin jou disippelskap. Dis wanneer disippelskap begin. Nou wil mense weier om gedoop te word? Of hulle sê eendag? Dis deel van disippelskap. Dis deel van die opdrag in Handelinge hoofstuk 28 vers 19. Matteus 28 vers 19. Dis 'n bevel. Dis voordat Jesus opgevaar het. Kom in die laaste woorde en hy sê vir hulle: maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou. Nie jou verjaarsdag datum nie. As dit God se laaste woorde was voordat hy opgevaar het, hoekom pas die kerk dit nie toe nie? Hoekom pas ek en jy dit nie toe? Hoekom kom ons dan nie onder die gehoorsaam? Wat ons doen, is ons skep nou 'n platform eintlik vir mense, om vir hulle te sê, eendag, as jy wil, dan kan jy jouself daar doop. Onthou nou, die doop is nie so erg nie, is nie so baie, dis net Jesus. Ja, dis Jesus. Jesus red. Doop red nie. Maar jy moet nog steeds die woord gehoorsaam. Jy moet nog steeds dit wat God gedoen het, moet jy onder sy gehoorsaamheid en onder die heerskappy van hom kom.
So in plaas van jy kan doen wat jy wil, in plaas daarvan moet jy God gehoorsaam. Ons sê ons is kinders van God, maar ons weier om die bevel, die command van God te gehoorsaam. En wat is dit? Laat elkeen van julle gedoop word. Handelinge 2 vers 37 en 38, dis wat hy gesê het. Maar dan wil ons dit nie doen nie. Luister nou, gaan vir my na Matteus hoofstuk 3 toe. Matteus hoofstuk 3, van vers 14 en vers 15. Julle onthou die gedeelte wat Johannes het mos gedoop by Jordaan. Christina, Johannes het mos daar gedoop. En toe het Jesus mos nou gekom na Johannes toe gesê, jy moet my doop, en Johannes wou nie. Hy sê nee, ek moet deur u gedoop word. Nee? En Jesus sê nee, jy moet my gehoorsaam. Ek moet deur jou gedoop word. Alright? Weet jy hoe eenvoudig is hierdie skrifvers eintlik vir ons om te verstaan? Weereens, ek gaan dit vir julle nou verduidelik dat ek graad 1 seentjie dit kan verstaan. Hoekom Jesus gedoop was? Wat was die rede vir dit? Lees gou vir my daai gedeelte, enige iemand. Van vers 15 af. 14 en 15. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit om ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. So, dat alle geregtigheid moet vervul. En toe het hy hom gedoop. Ok, baie eenvoudig, baie simpel. Jesus het homself geïdentifiseer, want onthou nou, daar was 'n bekeringsdoop van Johannes, né? So, almal wat bekeer het homself laat doop. Alright? Jesus het nooit gesondig nie. Hy het nooit homself, hy moes op bekering kom of enigiets. Maar Jesus het homself geïdentifiseer met sondaars en hy het hom laat doop. Sodat wanneer ons die evangelie hoor en dan besny ons hart, dat ons onsself kan identifiseer weer met Jesus Christus, want hy het dit vir ons gewys wat om te doen. Dis wat die vers beteken. Eenvoudig soos dit. Eenvoudig soos dit. En dan kan ons maar weer Matteus 28 vers 18 en 19 lees. Laat jou doop. Maak disippels van alle nasies. 'n Bevel van God. En dit is nie opsioneel nie, kerk. Dit is deel van God se missie vir die kerk. En tog doen ons dit. Wel, vandag gaan ons dit doen. Word John gedoop. En as daar enige iemand hier is wat voel, jy moet gedoop word, ek wag. Gaan kry jou klere, laat ons doop. Dan doop jy sommer in jou klere. Doop red nie. Ons word gered deur genade alleen, deur geloof alleen, deur Christus alleen. Die geloof wat red, is 'n geloof wat gehoorsaam is. Hoor julle dit? Geloof wat red, is 'n geloof wat gehoorsaam is. So as jy nie gehoorsaam is nie, bely nou en sê, Here, ek was ongehoorsaam geweest, en kom dan gehoorsaamheid. En doen dan wat die woord sê. Hoe kan ek sê, ek volg Jesus Christus, maar weier om gedoop te word? In ander woorde, in plain Afrikaans. Die Nuwe Testament, van Matteus af tot Openbaring, hierdie Nuwe Testament sê vir ons, hy ken nie 'n Christen wat nie gedoop is. Regdeur van Matteus af tot Openbaring, elke wedergebore kind van die Here kan jy regdeur sien is gedoop. Daar bestaan nie 'n ding soos in die Nuwe Testament. Iemand wat bekering gekom het en nie gedoop het nie. In die Bybel bestaan nie. En ek wil jou uitdaag. Gaan kry vir my dit en kom redeneer dan met my. Dit bestaan nie.
Want soos ek gesê het, doop produseer nie, ek moet dit duidelik maak, want is net Jesus alleen wat red. Doop produseer nie redding nie, maar dit wys of as iemand werklik gehoorsaam is en onder die heerskappy van Jesus Christus dan kom. Dis wat dit wys vir ons. Doop is 'n kenmerk van jy identifiseer jouself waar ek my vereenseldig met Jesus met sy dood, waar ek my dan verseldig met Jesus Christus met die opstanding. Dis hoekom ons kinders van die Here gedoop word. Want ek vereenseldig my met Christus met sy dood. En ek vereenseldig myself weer met Jesus met sy opstanding. So wat ek dan sê vir almal in die publiek wat nou gaan kyk wanneer ek gedoop word, is ek sterf nou tot sonde. Ek is wedergebore. Ek kom onder die gehoorsaamheid van hom. En ek gaan vir julle wys, ek gaan begrafnis toe. Ek gaan hierdie dooie liggaam wat dood is in sonde begrawe ek, saam met Christus wat hy gedoen het aan die kruis. En dan wanneer jy uit die water uitkom, dan sê jy, saam met Christus vereenseldig ek my, ek is skoon, ek is vry. Ek kom nou in 'n nuwe lewe. Ons is nie CIA undercover agents nie. Ons doen nie dit onder die dekmantel nie. Ek het op bekering gekom en niemand mag weet ek het op bekering gekom nie. Ons doen dit openlik. Vir almal. Want ons is nie skaam om te wys ons het op bekering gekom nie. Net soos wat jy nie skaam was toe jy voor die kansel gestaan het en jy het getrou met jou vrou nie. Openlik. So is die doop openlik. Ek het waarlik op bekering gekom. En dan maak dit nie saak waar jy jou doop nie. Byna, as dit in 'n swembad is, of as dit in ons dooppad is, of in 'n rivier, maak nie saak nie. Kyk, ek gaan vir julle 'n skrifvers gee, wat dit wat ek nou gesê het, gaan bevestig. Dat hoe ons vereenseldig onsself saam met Christus, met die sterf en met die opstaan. Gaan vir my na Romeine, hoofstuk 16. Een van die mooiste gedeeltes wat die doop verduidelik. Een van die mooiste gedeeltes wat die doop vir my en jou verduidelik. En ek gaan dit nie eens vir jou verduidelik nie, want uitlei nie, want hierdie gedeelte weer eens sê dit sommer klaar self, dat 'n laerskoolseentjie dit kan verstaan. Hoor wat sê hy hierso? Romeine hoofstuk 6 van vers 1. Luister nou mooi. Want, wat sal ons dan sê? Sal ons die sonde bely, dat die genade meer kan word? Onthou nou wat ek vir julle gesê het, apostel Paulus sê, nee, stellig nie. Wat beteken, nee, nooit nie. Ek het so 'n paar sondae terug gesê in 'n preek. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus, hier kom het, gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook, daar het ek my nou self verloor hierso, in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormiging, hier is die woord, van die dood, sal ons dit tog ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. Onthou ek het vir julle vroeër gesê, onthou nou daai woord kruisiging,
hou dit julle, dat ons saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want, jy wat gesterf het, is geregverdig, daar is dieselfde een weer, van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, dat omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Luister nou. Julle verstaan dit, né? So die lewe wat hy nou leef hy nou vir? So hy lewe nie. Dis nie. Is nie vir homself. Okay? Luister nou. Verskriklik belangrik, want hier kom die knockout show. Jy weet, die knockout punch. Vers 11. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is en lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Sien julle hoe belangrik is die doop eintlik? Dit red nie, maar ons vereenseldig ons nou met Jesus Christus, ons kom onder die gehoorsaamheid. En hy sê, Here, ek moet my lewe nou nie hê. Ek doen nie meer daai sonde wat ek gedoen het nie. Ek het op 'n keer gekom en ek wil hê almal moet dit sien, dat ek gaan nou sterf. En ek wil hê almal moet sien, ek staan op nou, as 'n nuwe mens. Ek klaar die werk gedoen. Dis klaar daar, dis klaar bekom. Maar nou wil ek my lewe neerlê vir almal om dit te sien. Ek is nie skaam daaroor nie. Maar ek lewe nou net vir U. En daarom gaan ons doopbad. Volgende. So, doop is 'n begrafnis van die ou mens. Dit is 'n publieke deklarasie dat jy nou verander het. Jy is gekruisig met Christus en jy behoort nou alleenlik aan hom. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlike woorde? So wanneer ons dan doop eenkant sit en ons wil nie gedoop word nie, weet jy wat sit ons eenkant? Disippelskap. Want hy sê in Matteus 28, vers 18 en 19, om disippels te maak en dan laat doop. So ek wil nie hê ek moet gedisipel word nie. So ons sit disippelskap eenkant omdat ons die doop eenkant sit. Sê dit nie met die woorde nie, maar met ons houding wat ons dan sê, ek wil nie sê dit. Doop is nie 'n mensgemaakte tradisie nie. Dis 'n instelling van God. En baie belangrik, ek het sommer hier NB gesit, noodbelangrik, NB. Om nie gedoop te word nie, is om in ongehoorsaamheid te wandel. Om nie gedoop te word dan nie, wanneer jy op 'n keer gekom het nie, is om in ongehoorsaamheid te wandel. As jy die evangelie gehoor het, en waarlik glo, en jou sondes bely het, en weggedraai daarvan af, jou volgende stap is dan, gehoorsaamheid. Laat jy doen. En nou gaan ek afsluit. Ons loop in geloof, openlik, vir almal om te sien. Dis hoekom ons doop. Ons is nie, soos ek sê, CIA undercover agents nie. Ons lê ons lewe openlik neer vir almal om dit te kan sien. Ek soek die Here met alles. Ek is nie meer die ou mens. Ek gaan net die skrifte vir julle gee. Hierdie gedeelte wat ek nou vir julle gaan ek net lees. En ek gaan nie die skrifte lees, ek gaan net julle die skrifte gee. Maar dit wat ek behandel het met die pastore.
En ek gaan dit vir julle in Engels doen. Maar hoor, alles wat ons nou bespreek het, is in hierdie klein stukkie. Hoor gou hierso. Water baptism depicts. Ons almal weet mos wat beteken depicts. Water baptism depicts a symbolic washing. Acts chapter 2 verse 38. 1 Peter 3 verse 21. Water baptism depicts a symbolic burial. Colossians chapter 2 verse 12. Romans chapter 6 verse 4. Water baptism depicts identifying with Christ. Romans chapter 6 verse 4 and 5. Water baptism depicts a public confession of faith. Dis hoekom ons gedoop word. Dis 'n public confession of faith. Ek glo. Sien julle dit? Ek gaan doop water toe, ek glo. Dis nie undercover nie. Acts chapter 8 verse 37 and 38 and Acts chapter 19 verse 1 to verse 6. Water baptism depicts a witness of salvation received. So ek gaan doop water toe want ek het klaar die redding ontvang. Prys sy naam. Hebrews chapter 2, as jy ons die boek van Hebrews gelees het, wat ons gesê het, die verbond, sal jy dit opgetel het. Hebrews chapter 2, verse 14 to verse 15, and 1 Peter chapter 3, verse 20 and 21. Water baptism depicts the testimony of a good conscience. Kom ek sê dit weer, sorry, my tong het gekloop. Water baptism depicts a testimony of a good conscience. Ek kan maar doop water toe gaan want ek weet, dat ek weet. There's no condemnation for those that's in Christ, Jesus. So my conscience gaan my nie aankla. Ek weet die werk wat hy gedoen het. En ek wil dit vir almal wys. En skrifverse, weer eens, Hebrew chapter 9 verse 14, Hebrew chapter 10 verse 19 to 22, and 1 Peter 3, 21. En die laaste ene, water baptism depicts a road to victory over the flesh. Hierdie vlees sit geen hou vas met hom. Hy is oorwin. En ek sterf saam met Christus. Sê ek ons gaan nooit sondig nie? Nee. Maar wanneer ons wel sondig, laat ons vinnig na die toornkamer van die Here toe. Want ons weet wat hy vir ons gedoen het. Because there's no conscience wat my meer kon weet. Okay. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and verse 2. Verwys hom toe. So water baptism is a step of obedience to a commandment of Jesus. Water baptism places us, me and you, in the force field of Jesus Christ's resurrection power. Prys sy naam. En dan gaan ek nog enetjie sê, dan kom jy vorentoe vir my asseblief. Om in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, hoor hoe mooi is dit? Om in die naam van die Vader en die Seun en die om in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoop te word. Okay? Beteken ook dat ek my eiendom geword het in die persone in wie ek myself indoop. I belong to them. So John, nou kan jy vir my vorentoe kom.